Dit is Vrydagmiddag die 26ste Julie en ons gaan aan met my boek Bonjour Boervrou. Dankie dat jy subscribe, like, share en die belbutton druk en ook vir die kommentaar en die terugvoer wat ek kry. Ja, daar het 'n paar baie snaakse goed gebeur wat uniek is, glo ek, aan 'n lewe in Afrika. 'n Ander keer op ons pad Pointe-Noire toe is die genade weer eens groot. Ons voertuig het reeds baie skade gekry met die uiterste swak paaie wat eintlik slote en klipbanke is. En iewers op 'n stadium het die stuurstang ook skade gekry, maar ons was nie bewus daarvan nie. Ouder gewoonte sit Emje op 'n kussing tussen my en Wynand in die enkelkajuit en Bea lê by my voete. So ry ons deur al die draaie van die bergpas. Op plekke is daar 'n lae klip sementmuurtjie wat dien as versperring tussen die pad en die loodreg afgrond langs ons. Ons wys vir Emje die padtekens en vertel vir hom wat elkeen beteken. Ons gesels ook oor boerdery, die trekkers wat deur middel van satelliete self ry, ploeg en plant. Emje se spraak is nog steeds nie wat dit moes wees nie, maar op sy manier gesels hy saam en ons as sy ouers verstaan hom. Soos ons die stad binnery, raak die verkeer al hoe erger en die mense meer. Ons sit in 'n lang ry by 'n verkeerslig en wag om links te draai. Ek vergaap my soos altyd aan die eindelose gebouetjies, die meer moderne geboue en die skewe scaffolding by geboue waar aangebou word. Die name bo aan besighede is vreemd, maar ek probeer dit lees en ontsyfer. My oog vang 'n bordjie bo 'n nagklub se ingang. In 'n boog geskryf in Engels staan daar Pretty Girls Welcome. Ons kom aan by ons bestemming van die dag, naamlik die regsfirma kantore van Madame Carl. Dis sy en haar vriendin wat vir ons met champagne en koelhouers vol kos op Malolo kom verwelkom het. Wynand draai die stuurwiel skerp na regs om by die parkering in te draai en die volgende oomblik is daar 'n harde slag. Dis toe dat die stuurstang mors afbreek. Dank die Here dit het gehou tot daar. Ek kan eintlik in my geestesoog sien hoe hy sy hand van bewaring by ons gehou het deur die bergpas en daardie gevaarlike draaie en hoogtes. 'n Maand of 2 gelede het ons met my ouers en my vriendin Kobie gereël vir 'n pakkie met benodighede uit Suid-Afrika en ook Bea se verjaarsdag geskenk, naamlik 'n baba pop. Hulle het ander goed ook saamgestuur, so daar is meer as genoeg om Bea se verjaarsdag vir haar spesiaal te maak. Ek het gereël dat die kragopwekker die dag aanbly sodat ek die koek kan bak en die koek was toe 'n sukses. Dit het baie mooi uitgekom en dit is ironies eintlik een van my beter kinderpartytjie koekbakpogings. Met die dat ons gereeld met Landbou Weekblad se joernalis Nico van Boerik kontak het, soos die boerdery vorder, vertel ek vir hom van die koekbakkery. Die storieetjie met die detail oor die uitdagings en die foto's van die eindproduk haal toe die Landbou Weekblad. Later, toe ek en die kinders in Pretoria gaan kuier het, bak ek vir Emje 'n gepaste tema koek vir sy 5de verjaarsdag, 'n groen en geel John Deere trekkerkoek. En dit het toe ook die Landbou Weekblad gehaal. Haarsny, hoofstuk 27. Ons almal se hare met een of ander tyd gesny word en hiervoor is Lia die eerste gewillige proefkonyn. Sy gaan na ons naaste groot dorp, Dolisie. In haar beste Frans en gebaretaal verduidelik sy vir die Kongolese vrou hoe om haar hare te sny. Lia sit op 'n stoeltjie, dan bekyk die haarkapster haar van een kant af. Dan word Lia se hare gekam en weer bekyk. Die haarkapster sit dan die kam in haar eie hare en gaan aan om met haar vingers deur Lia se hare te voel, waarna sy weer die kam uit haar eie hare haal en Lia se hare kam. Op die ou end is Lia se hare gesny, maar dit is vol happe. Die haarkapster sê eenvoudig net dat dit die beste is wat sy kan doen, want hulle ken nie blanke mense se hare nie. Ek en Bea het lang hare, so ons maak dit net vas. Lia het 'n knipper waarmee ons Emje se hare kort hou. Sy hare is dan eintlik te kort en na die eerste keer se sny, vryf hy oor sy kop en sê, "My hare is nou plat, bedoelende kort, soos pappa se." Of wanneer ons Pointe-Noire toe gaan, laat sny ons hare by Marokkane, wat die nodige opleiding het daarvoor.
Hoofstuk 28, 'n siek hond. Een van die boere het 2 Jack Russells en 'n jong rooi-bruin boerboelkruising saam Kongo toe gebring. Die boerboel het nie 'n baie oorspronklike naam nie, naamlik Rooius. Toe die boer in Suid-Afrika gaan kuier, kyk ons na sy honde. Ons sien die boerboel begin siek raak en elke dag lyk hy net slegter. Naderhand is hy baie swak. Almal is maar versigtig vir ingeval dit hondsdolheid kon wees. Toe besluit ek om vir Rooius te gaan hulp soek. Frans sê dat daar 'n veearts in Dulisie is. Dit is nogal 'n gesukkel want hy is swaar en sy liggaam is pap, maar Wynand tel vir Rooius agter op die cruiser en daar gaan ek met Frans en Rooius. In die dorp, by die veearts aangekom, hoe gaan ons hom nou afkry? Ek self is bang hy byt en die 2 mense wat nader staan is uit die aard van die saak ook skrikkerig. Hulle verduidelik vir Frans dat ek iets oor Rooius se bek moet bind om te keer dat hy byt. Ek vind 'n lang stuk lap en bind dit om sy bek. Rooius is nie geplan nie, hy voel seker te goor om iets te doen. Net toe ek die lap klaar omgebind het, gee Rooius gemaklik 'n uitgerekte gaap. Die veearts en sy assistent gaan aan met die lap, wat nie eintlik sy doel dien nie, en so sê ek ook maar niks. Hulle reik selfs 'n veeartsboekie uit. Dit word gestempel en die datum word daarin geskryf, as ook waarmee hulle vir Rooius ingespuit het, volledig. Omdat ons mekaar nie verstaan nie, weet ek nie presies waarvoor hulle hom behandel het nie. Toe hulle vir my vra wat die hond se naam is, besluit ek om dit te verander na Simba. Op hierdie stadium lyk dit nie asof sy eienaar binnekort uit Suid-Afrika gaan terugkeer Kongo toe nie, en as hy ons hond word, dan gaan sy naam nie Rooius wees nie. Simba is nog 2 dae daarna siek en eet niks, en ek moet hom help om water te drink. Een aand, toe ons vanuit ons kroegtent na die huise kant toe kyk, sien ons 'n silhouet van 'n brandmaar hondefiguur wat regop sit en na ons kant toe kyk. Simba het self opgestaan en uitgestap. Ons almal is so bly om te sien hy is weer op die been. Maar toe ons in die kombuis kom, het ons vleis wat op die blad gelê en ontdooi het, verdwyn. Net die plastiek verpakking hang half van die tafel af. Simba is gesond en daarmee saam was sy eetlus ook terug. Hoofstuk 29, Vuis, foos en moedeloos. Die lewe op Malolo is 'n groot uitdaging. Malaria, swak infrastruktuur, substandaard produkte, boere wat beklei en niks om vir ons kinders te bied nie. Boonop het ek interne stressors, soos my dokter dit sal noem. Ek is verbitter en opstandig. In Pretoria die laaste 4 jaar, voor ons Kongo toe gekom het, het alles denkbaar in 'n gemors ontaard, en ek wou ook nie Kongo toe kom nie. Nou staan ek hier in 'n bouvallige huis en maal vleis met 'n handmeeltjie. Die vlee pak my toe, bloederige water drup van die meeltjie af op die vloer. Toe ek opkyk, staan Lia in die deur. Sy groet vriendelik en net daar bars ek in trane uit. Waarvoor staan ek so en sukkel? Die finansiering realiseer nie, dis net leë beloftes en politiek onder die boere, duisende kilometers weg van alles en almal wat ek ken, en dit vir wat? Lia probeer vir my moed inpraat. Ons vleis vir vanaand is klaar gemaal, en so sukkel ons voort. Voor Japie en Lia se huis word die trekkers herstel en gediens. Dit lyk soos 'n mechanic backyard. Die kragopwekker lawaai en mense en voertuie kom en gaan, terwyl Japie swys aan die boelbaar wat voor op 'n trekker moet gaan om die ontbossing te doen. Nie 'n werk waarvoor 'n trekker bedoel was nie. Volgende in die ry vir herstelwerk staan die stootskraper. Daar lek brandstof by een van die openinge uit. Ek sê, hier loop petrol uit, waarop Emja onmiddellik reageer. Diesel mamma, nie petrol nie. Wel, dit is seker net 'n ma wat deur so 'n opmerking beïndruk sal wees, maar ek voel so tevrede deur Emja se oplettendheid. Net omdat hy nog nie vlot praat nie, beteken dit nie dat hy autisties is nie, dink ek by myself. Dit was vir my 'n groot hoogtepunt. Hoofstuk 30, nog gaste en klein jakkalsies. Ek ry saam met Lia dorp toe. Dis weer 'n uittog en sy het padkos,
bottels gevriesde water en koeldrank ingepak, soos altyd. Ons ry die stowwerige dorp binne, reguit mark toe. Soos wat Derek Watts gesê het toe hy vir Wynand op Belter kom besoek het. You can smell it before you see it. Ons kry al die gewone goed, misvormde tomaties, groenboontjies, wortels, pynappels en papajas. Ek, Lia en Trudy span weer saam. Hierdie keer maak ons vingerhappies vir die internasionale monetaire fonds wat plaas toe kom. Lia het altyd goeie idees en gaan onder andere vir ons gevulde eiers maak. Ek en Trudy maak broodjies met tuna mayo op en paar ander lekker eetgoed. 4 groot skinkborde vol kos. Ons 3 vroue staan en bewonder ons werk, veral omdat dit so te sê uit niks gemaak is. Op pad terug van die veld af, waar ons die stootskraper gaan haal het, stap Bruce en Andy by ons huis in, waar ons gewoonlik mense ontvang en koffie aanbied. Hulle 2 staan te lekker en wy in die kos. Ek roep vir Wynand en hy verduidelik aan hulle dat dit nie op die huis eetgoed is nie, maar vir belangrike gaste. Bruce en Andy is sommer vies hieroor en wil gaan kla by die president van Congo Agriculture, maar te vergeefs. Hulle kan nie kom staan en snacks vreet wat nie vir hulle gemaak is nie, sluit Wynand die misverstandjie af. 3 ure later het die internasionale monetaire fonds steeds nie opgedaag nie. Die vars blaarslaai is nou al verlep en die mayonnaise het al verkleur in die hitte van die dag. Iemand van die groep gaste bel ons en sê hulle sal die volgende dag daar wees. Met 'n bietjie meet en pas kry ons die skinkborde in ons almal se onderskeie yskaste ingepas. Wynand ry met die stootskraper deur die veld om 'n pad oop te breek na Neville Kaak se grond toe. Hy het 'n 2-rigting radio by hom. Na 'n ruk roep hy my oor die radio. Ek moet hom gaan haal. Ek en die kinders volg die spore van die stootskraper met die cruiser. Ons stamp en ruk al die pad. Ons ry nie, dis meer 'n soort van klim. Eers een voorband, dan die ander een. Stadig, want ons kan nie die pad sien nie. Ons vind vir Wynand en die stootskraper tussen die hoë gras. Hy het teen 'n afdraande afgery met die skepbak van die stootskraper op daardie oomblik vooruit en hy ry toe in 'n gat in. Die vooruitgesteekte skepbak het toe aan die oorkant van die gat vasgesteek en die treks van die stootskraper aan die diskant. En daar hang hy, tussen hemel en aarde. Na die reën daardie middag kruip daar insekte uit die grond wat soos reismure lyk. Hulle begin vlieg en die manier waarop hulle vlekkies beweeg, laat hulle soos seepborrels lyk. Oral waar jy kyk, duisende van hulle. En die volgende oomblik is daar 'n swerm swaalkies wat kom jag. Wat 'n gesig om te aanskou. So ja, dit is duidelik hoe dit was om so in die middel van die natuur te leef en met al die elemente te doen te hê. Hoofstuk 31. Om die kragopwekker te diens. Een van die boere wat 'n paar weke op die gemeenskaplike plaas kom spandeer, staan en diens die groot kragopwekker waarvan ons almal afhanklik is. 'n 70 kVA 3-fase John Deere kragopwekker. Ons sien hom waar hy staan en werk met sy blou overall en gereedskapskas toe ons aangery kom. Wynand hou stil en ons groet hom. Vriendelik merk Wynand op dat die man moet seker maak hy weet waar om watter kabel weer na die diens te konnekteer. Die man verseker ons daarvan en noem dat hy 'n elektriese ingenieur is. Ons ry verder huis toe. Dis 'n stil Saterdagmiddag en ons gaan vat 'n middagslaapie. En skielik is daar 'n harde slag, "Twa!" wat deur die huis weer galm, met 'n vreemde klank wat aanhoudend skree. My oog vang ons waier, wat abnormaal vinnig waai en stop, weer waai en stop. "Die generator!" roep Wynand uit, spring op en bel haastig die man wat die diens gedoen het. Hy het toe die drade verkeerd gekoppel en in die proses is ons mikrogolf, 'n selfoon, kamerakabels en waier uitgebrand. Toe daar 'n harde slag val wat direk daarna skiet en klapgeluide maak, peel ons almal by die huis uit om te voorkom dat een van ons dalk geskokkel word. Daar lê elektriese kabels oral oor die vloer, want ons moes kragkabels na die nodige plekke in die huis aanlê
omdat daar nie elektriese pype in die mure is nie. My skootrekenaar se kabel het mors afgebrand, afgeskryf. Sorry, dit is nou maar so, en niemand kan iets daaraan doen nie. Afrika vat net. Hoofstuk 32, 'n filmspan vir Plot for Peace. Die filmspan wat besig was om die dokumentêr Plot for Peace te vervaardig is op pad na ons toe. Dit handel oor wat agter die skerms gebeur het tydens Nelson Mandela se vrylating en die beëindiging van apartheid. Die span, gelei deur bekroonde uitvoerende vervaardiger Mandy Jacobson, was by ons in Pretoria sowat 'n jaar voordat ons Kongo toe gekom het. Hulle het 'n onderhoud met Wynand gevoer oor sy tyd as krygsgevangene in Angola tydens die Bosoorlog, wat natuurlik afgespeel het in die tydperk voor die beëindiging van apartheid. Die onderhoud het geskied op ons stoep in Pretoria, buite in die mooi blou lig met ons groen tuin in die agtergrond. Nou, 'n jaar of wat later, wil Mandy Wynand se deel oorskiet. Die tema van die dokumentêr is donker en ernstig. Dit gaan oor politiek en dis nie 'n vrolike onderwerp nie. Wynand se onderhoud is lig en informeel en gee dus kontras wat Mandy nie in die produksie wil hê nie. Matthew Sposa, Winnie Mandela, Jean-Yves Olivier en ander rolspelers oor hierdie onderwerp se onderhoude was almal binneshuis verfilm in 'n studeerkamer of 'n formele sitkamer. Ook op die lys van persone waarmee daar 'n onderhoud gevoer moet word, is die Kongolese president, Denis Sassou Nguesso. Daarvoor moet die filmspan Kongo toe kom en dan kan hulle sommer ook Wynand se deel kom oordoen. Darling, what did you let yourself in for? Groet Mandy my op haar vriendelike, ekstroverte manier, soos ons haar ken, en sy gooi haar arms om my nek. Sy kan nie glo hoe ver en op watter slegte paaie deur woude en eindelose grondpaaie hulle moes ry om van Dolisie se klein lughawe tot op Malolo te kom nie. Hulle het die oggend van Brazzaville afgevlieg na hulle onderhoud met die president. Kameramanne, toerusting, alles. Hulle het vir ons papajas, rys en ander kruideniersware uit Dolisie saamgebring. I couldn't find a box of chocolates in the entire town, verduidelik sy verstom. Hier in die Kongo gee en ontvang 'n mens goed soos papajas, komkommers en 'n pak rys in plaas van blomme, sjokolade en wyn. Dis maar net een van vele dinge wat hier anders is, maar soos hulle sê, dis die gedagte wat tel. En dit leer 'n mens om enige mooi gebaar werklik te waardeer. Ons wys vir hulle alles waarmee die boere besig is, terwyl Mandy en haar span so tussendeur vir Wynand verduidelik wat hulle van hom verwag vir die onderhoud, sodat dit goed kan inpas met die res van hulle dokumentêr, wat reeds grootendeels voltooi is. Ons braai en kuier lekker in ons kroeg, terwyl een van die kameramanne op sy tablet vir ons die proef van Plot for Peace wys. Dit is die eerste keer dat ons 'n tablet sien. Die blink touchscreen laat my voel soos 'n agtergeblewene met ons ou Nokia's. Dis seker hoe Michael Douglas gevoel het in die fliek Romancing the Stone, waar hy na baie jare verlore in 'n woud in 'n ou koerant uit 'n vliegtuigwrak lees dat die Beatles opgebreek het. Toe was dit ook al 20 jaar oue nuus. Die volgende oggend kom roep Wynand my in die kamer. Hy staan saam met die hoenders op. Hy is 'n oggendmens en ek nou weer hou van laatslaap. Hy maak my wakker. Kom kyk hier. Ek stap saam met hom. Wat is dit, vra ek, veral omdat dit ongewoon is dat hy my kom haal om iets te gaan wys. Ek het 2 uur vanoggend hier gestaan, sê hy, en wys na die stofvoetspore op my wit enkelbed laken wat nou dien as 'n tafeldoek op ons eetkamertafel. Wynand het in die nag wakker geword van 'n geluid wat klink soos 'n sak wat oor die vloer gesleep word. Toe hy dit weer hoor, het hy opgestaan met 'n flits om te gaan kyk. Hy het vermoed dis Dani se honde wat dalk 'n sak beet gekry het en dit gaan verskeer. Hy het toe geloop en die flits heen en weer geskyn, maar niks gesien nie. Toe hy by ons leefarea se gasdeur ingaan, het hy van hoek tot kant geflits deur die enorme vertrek, maar niks.
En toe hy direk links kyk, soos hy omdraai, kyk hy en die slang mekaar reg in die oë. Die ding het op die punt van sy stert gestaan en volgens Wynand is hy net so lank soos hy. Dis toe dat Wynand, soos hy self vertel, die rekord vir verspring en hoogspring in een sprong breek, toe hy bo op die tafel spring, wat 'n hele end weg staan. In die donkerte van die nag kom die slang toe agter die lig van die flits aan, terwyl Wynand voetspore op die tafeldoek maak, kom die slang. Wynand het die flits so ver as moontlik van homself af weggehou en die slang seil toe bo oor die tafel en anderkant af en met dieselfde saksleepgeluid al die pad oor die vloer tot anderkant by die huis uit. Vir die res van die nag het Wynand nie geslaap nie. Hy sê toe hy eers gaan sit en besef wat gebeur het, tref die skok hom. Hy het benoud oor sy bene, arms en lyf gekyk of hy dalk gepik is. Slange is so vinnig soos weerlig as hulle pik. Die slagoffer besef dikwels nie dadelik dat hy gepik is nie. Genadiglik was hy nie gepik nie. Mandy en haar span en die res van ons is nou onrustig oor die storie. Nou lyk alles wat jy uit die hoek van jou oog sien soos 'n slang. Buite die huis, in die stof, kan 'n mens duidelik die kronkel sleepspoor van die slang sien. Almal kom kyk en neem foto's. Ons lyk seker soos die mense van die fliek Anaconda, wat hulle self so kwesbaar in die ruigte woud van die Amazone bevind, en agterkom daar is 'n vyand. 'n abnormale groot slang in hulle midde, wat enige oomblik kan toeslaan, en niemand weet wanneer of waar presies hy vandaan sal kom nie. 'n Rukkie later het almal bedaar en fokus nou op Wynand se onderhoud. Hy sit op 'n stoel in die leefarea en net die kaal muur dien as agtergrond. Hier is mos nou nie 'n sitkamer of 'n studeerkamer nie. Die span stel hulle beligting, kameras en ander toerusting op. Ek gaan stap met Emmy en Bea en gaan drink by Lea koffie terwille van stilte vir die opname waarvoor Mandy hulle al die pad gekom het. Nuwe resepte en uitdagings, nuwe resepte en ander uitdagings, hoofstuk 33. My goeie vriendin Kobie het vir my 'n resepteboek gegee met 'n klomp idees in vir kinderpartytjies. Sy het lank daarvoor gesoek. Emmy en Bea Marie kan nie hulle vuil handjies van die boek afhou nie. Ek wil dit mooi bewaar, maar selfs toe ek dit wegbêre buite die kinders se bereik, verniel die vogtige lug die papier en karton van die omslag. Ek blaai weer deur my kook en geniet, seker soos dit 'n goeie boervrou betaam. Ons het altyd baie piesangs. Ek het nie 'n oond nie en dus is piesangbrood nie nou 'n opsie nie, maar in die kook en geniet is daar 'n resep om bladjang van piesangs te maak. Ek maak al die leë borrels bymekaar en kry die grootste kastrol wat ek het gereed. Een van die twee resepte kry russies in. Ek skil die piesangs af en kerf die klein chilies. Skielik is my vingers gevoelig en die volgende oomblik brand dit soos vuur. Die goed is warm. Ek besef ek moet nie aan my gesig raak nie en gaan was dadelik my hande, maar dit help nie. Vir die res van die dag voel dit of ek my vingerpunte verbrand het, veral my een duim wat selfs erg opgeswel was. Maar ek kook die opgekapte piesangs, suiker, eie en russies en dit ruik heerlik en daar was vreeslik baie. Ongelooflik wat so 'n huisvrou taakie vir 'n mens se gemoed kan doen. Ek gooi die warm kooksel in elke beskikbare glasbottel, groot tot klein, seël elkeen en vee dit skoon af, gereed om te gaan uitdeel wanneer dit afgekoel het. Dis seker hoe die boervrouens voel, trots, en ek skep weer moed vir die lewe in die Kongo. Ek probeer myself oortuig dat die lewe in die middel van nêrens beter is as 'n lewe in die stad. Daar sê, jy moet die res van jou aand en die naweek geniet, dan gaan ek maandag weer hiermee aan.